Hallo en welkom by vandag se Food for Thought. En vandag gesels ons oor geloof teenoor gesonde verstand. Is dit die een of is dit die ander? Wat is meer belangrik, geloof of gesonde verstand? Nou, jy kan dalk dink, dis 'n logiese vraag. Natuurlik, geloof. Geloof is altyd meer belangrik as verstand, want geloof is Bybels, is 'n Bybelse woord, dis 'n goddelike woord, en verstand is 'n menslike ding. So, natuurlik is geloof meer belangrik as verstand. Maar, dis nie, ja, glo dit of nie, dis nie wat ons noodwendig in die Bybel sien nie. In die Bybel vind ons 'n balans tussen die twee. Vind ons 'n balans tussen geloof en gesonde verstand. Selfs, ons sien selfs in die Bybel waar die twee saamwerk, waar iemand moet optree in geloof, maar hy sy verstand moet gebruik om daai optrede reg te doen. So kom ons kyk, wat sê die Bybel? Wanneer gebruik ons geloof en wanneer gebruik ons verstand? Matteus 14 vers 28 tot 31. Die disippels is op die boot op die water. Jesus was een kant van die water, hy het mense gesond gemaak, hy was moeg, hy wou bietjie tyd alleen gehad het, hy het vir sy disippels gesê, gaan julle so lank, ek sal julle aan die kant die water join. Ek sal later by julle aansluit. Hulle is in die boot, daar is 'n storm, hulle sien hier kom 'n man of 'n spook op die water geloop. Jesus sê, moenie bang wees nie, dis ek, Jesus. Al die disippels is bang. Petrus sê, Jesus, as dit jy is, laat ek dan saam met jou op die water loop. Jesus sê, kom, en Petrus klim uit en hy loop op die water. Hy neem die stap van geloof en hy staan op die water. Hy tree op in geloof. Maar dis nie die einde van die storie nie. Toe skop sy verstand in. Toe begin hy sien wat met hom gebeur, hy begin rondkyk, hy begin redeneer, hy begin dink van al die moontlikhede wat kan gebeur, en hy begin sink. En in daai geval was sy verstand sy doom, sy downfall, letterlik sy downfall, wat gemaak het dat hy afgegaan het in die water in, en Jesus help hom uit die water uit. So ons sien in sekere plekke begin ons in geloof en ons begin dink oor dit wat ons begin het. Ons begin dink oor die stappe wat ons geneem het in geloof en ons begin met ons verstand goed uitredeneer en dan begin ons onsself uit ons geloof uitredeneer. In daai geval is geloof of is verstand baie gevaarlik. Daar werk geloof en verstand teen mekaar. Wanneer my verstand my wegpraat van dit wat ek in geloof begin het, of wanneer my verstand my wegvat van dit wat ek in geloof moet doen, wat ek geweet het die regte ding is om te doen. Ons sien ook in Spreuke 16 vers 9 sê die skrywer vir ons, the heart of a man makes plans, but it's the Lord that directs his way. Dis die hart van die mens wat die planne maak, maar dis die Here wat sy stappe that directs his way. So daar sien ons dat geloof en verstand saamwerk, waar ons planne maak om iets te doen, maar in hierdie stap, in hierdie proses, in hierdie journey, vertrou ons, of het ons die geloof in die Here, dat hy dit vir ons sal dit uitwerk. Every step of the way, he will be with us. Jakobus 1 vers 5 sê vir ons, if any of you lacks wisdom, wat is wisdom? Wisdom is 'n verstandige ding. Wisdom is iets wat die Here vir ons gee, maar dis 'n menslike ding. Dis iets wat ons moet uitoefen. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives it to all liberally and without reproach, and it will be given to him. So as die Here vir ons wysheid wil gee, kan ons nie sê dat wysheid of dan verstand 'n onbybelse ding is nie. Ons kan nie sê dat geloof en verstand teenstrydig is nie, maar dat dit wel saamwerk wanneer dit
saamwerk. Dink aan iets wat nie meng nie. Dink aan iets wat nie goed lyk nie. Dink aan water en olie. Dit meng nie. So wanneer ons dit probeer laat meng en ons forceer iets, dan gaan dit nie werk nie. Maar wanneer ons die twee laat saamwerk, soos in 'n lava lamp, julle ken daai goed waar die lig en die oliebol en hy float so op en af. Daar werk die twee goed saam en dit skep iets brilliant. So dieselfde kan ons geloof en ons verstand saamwerk om iets uniek te skep of iets powerful te skep, te laat gebeur. So, waar sien ons dit in die Bybel? In die Bybel sien ons voorbeelde van mense wat net in geloof opgetree het. Die Here sê vir Moses, vir Abraham, gaan en ek sal by jou wees. En hy weet niks nie, hy weet nie waartoe hy gaan nie, daar's geen, as hy met sy verstand moes gedink het, sou hy dit kon uitredeneer, maar wat doen hy? Hy sê, okay, verstand sê dit maak nie sin nie, ek gaan optree in geloof en ek gaan. Die Here sê vir hom, offer jou seun, wat jy voor gewag het. Hy kon dit uitredeneer en gesê, dis nie die Here se stem nie, dit kan nie God wees nie, want hy het vir my die seun beloof, hoe kan hy nou vra dat ek die seun moet offer, maar hy het dit nie gedoen nie, hy het opgetree en geloof en sy verstand eenkant gesit. Daar sien ons waar ons net in geloof moet optree. Maar ons sien ook waar verstand inkom. Ons sien dit veral in Salomo se lewe. Die vader van wysheid, waar hy sy verstand gebruik het om probleme op te los, om sy, ek wil nie sê sy koninkryk nie, maar om sy wealth te bou. Ons sien dit in wanneer hulle die mure van Jerusalem of die Jerusalem moes oorgebou het. Hulle moes planne gemaak het, hoe gaan dit gebeur, wie moet ons kry, wat moet ons doen, so die eerste stap was in geloof, ons gaan uit en ons gaan die mure bou, maar wanneer ons daar aankom, moet ons verstand gebruik. Hulle moes hulle verstand gebruik het om dit te beplan het, hoe gaan ons dit doen, wat gaan ons doen, wie gaan ons gebruik, wie gaan werk, wie gaan nie werk nie, hoeveel ure, en daar sien ons geloof en verstand werk saam. Solank as wat ons verstand saam met geloof werk, sal dit nie 'n onbybelse ding doen nie. Maar wat wel waar is dat geloof risiko vereis. Baie van die tyd, meeste van die tyd, faith requires risk. En dan kan ons nie met ons verstand in dit ingaan nie. Maar nou dat ons daarin is, moet ons verstand gebruik om die geloofstap te laat aangaan. Wisdom, soms wysheid, soms vra vir caution. Wees bietjie versigtig. Paulus was versigtig. Jesus was versigtig. Hy het plekke toe gegaan in geloof, maar hy het nie plekke toe gegaan as hy geweet het dit was gevaarlik gewees nie. En dis ook belangrik om dan verhouding met die Here te hê, want die Here gaan ons lei in hierdie ding, sodat ons kan begin in geloof en sodat ons verstand kan gebruik om ons geloof aan te help, sodat ons kan aanhou in hierdie proses, in journey van geloof. So, hoe doen ons dit? Soek God se wysheid, nie jou eie wysheid nie. Wanneer ons stap in geloof neem, soek die wysheid van die Here om aan te gaan en nie my eie wysheid nie. En vertrou die Here. Vertrou dat die Here vir ons die verstand gegee het om gehoorsaam te wees aan hom. En dit is vandag se food for thought.